says you are with me, Lord. No matter where I go, I know I'm never alone. Your word is my foundation strong. In the darkness of night, word will be my light. Let faith arise, let faith arise. Yeah, I'll walk through fire and not be burned. I'll pass through waters and not be swept away. Even in the valley of the shadow of death, you are with me. Sing, I will not be overcome. Your word is a lamp unto my feet, breaking through the dark, showing me the way. Your word is alive and active, Lord, sharper than a double-edged sword. Let faith arise, let faith arise. Yeah, I'll walk through fire and not be burned. I'll pass through waters and not be swept away. Even in the valley of the shadow of death, you are with me. Sing, I will not be overcome. Surely your goodness and mercy will follow me all of my days, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely your goodness and mercy will follow me all of my days, and I will dwell in the house of the Lord forever. I'll walk through fire and not be burned. I'll pass through waters and not be swept away. Even in the valley of the shadow of death, you are with me. Sing, I will not be overcome. Familie, wat 'n voorreg is dit om saam met u aanlyn te wees vandag. As jy my nie ken nie, my naam is Shamarai Na, ek's aanlyn kerkpastoor hier by Every Nation Faith City. En dit is my werk vandag om u te verwelkom en in te lig van ons afkondigings. So, voordat ons in die woord induik, maak seker dat u ons volg op al ons sosiale media platforms, Instagram, Facebook en subscribe is na ons YouTube kanaal, sodat u nie uitmis op enige van die nuwe goed wat ons mee besig is. En dan wil ons vir u uitnooi om vandag die boodskap te deel met iemand. Deel dit dalk met iemand wat 'n bemoediging nodig het van Jesus wat lief is vir hulle en dat ons waardevol is in sy oë. En dan wil ons vir u so dankie sê vir u vrygewigheid. In die seisoen wil ons regtig vir u so dankie sê dat u God se woord letterlik gevat het. En soos dat ons hom vertrou met ons finansies, en soos dat ons gee in sy koninkryk en weet ons dat hy getrou is om vir ons 'n seëning los te maak. En kom ons bid net vandag oor die woord en oor die saad wat gaan uitgaan. Here, ek dank U vir die voorreg wat ons het. Maak saak waar ons is nou, wanneer ons kyk nie. Here, om U te kan vertrou.
Here, help ons om vandag intentioneel daai stap van geloof te vat, om U te kan vertrou met ons finansies, met ons tyd, met alles wat ons is. Here, ek dank U dat ons kan onder U heerskappy, Here, leef. En ek dank U, Here, vandag vir oop harte, Here, soos dit ons die boodskap hoor, Here. Ek dank U, so gaan ons net weer herinner word, Here, aan dat ons moet uitgaan en verskil maak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So dankie dat U saam met ons is en ons so opgewonde vir evangelis Markay Skuman wat vandag met ons die woord gaan deel. So Markay, vat dit vir ons weg. Hallo almal, my naam is Markay en ek is so opgewonde oor die boodskap vandag. Jesus het my hart regtig kom aanraak en my lewe heeltemal kom omkeer met die evangelie, met die goeie nuus en met die versoeningsboodskap. Is so 'n mooi Afrikaanse woord. Wat ek nie aangewoond is nie, want ek is een van die jonger generasie, maar dit is amazing hoe Jesus ons almal net kan gebruik, maak nie saak waar ons is nie. So ek wil net so 'n bietjie van my storie deel. Ek het in 'n rowwe huisomstandighede groot geword en as gevolg daarvan het ek so half my geloof in God verloor. Ek het begin twyfel of hy regtig bestaan en in my eerste jaar op universiteit het ek besluit om dit maar net nog 'n kans te gee, laaste kans en ek het met 'n baie spesifieke sonde op daardie tyd gesukkel en ek het kerk toe gegaan vir die eerste keer in 'n baie lang tyd en die pastoor het 'n woord van kennis van die Heilige Gees ontvang en ek het destyds glad nie geweet wat dit is nie en hy het gesê daar's 'n meisie wat hier sit in 'n pink rok en toe ek om my rondkyk was daar niemand anders met 'n pink rok nie. So my hart het begin klop en toe sê hy toe het hy daai presiese ding waarmee ek sukkel uitgewys en hy het gesê hy voel net of goed sê ek moenie aangaan daarmee nie want dit is nie die moeite werd nie. En in daai oomblik was dit asof die realiteit van God my getref het en van toe af was dit regtig my begeerte om God se realiteit met mense te deel. Nie net die boodskap nie. Ek het hoeveel keer al gehoor, jy weet, Jesus het vir aan die kruis gesterf of bid net en goed sal beter word en dit het nie vir my gevoel of enigiets in my lewe verander nie, maar toe ek God se realiteit kon ervaar vir myself. Dit het iets in my hart kom wakker maak om daardie realiteit vir ander mense te kan openbaar. So ek het toe ek op universiteit was, het ek ook noodhulp gedoen in die aande en ek het daardie geld gebruik om my handboeke mee te koop en nou dat ek nie meer my handboeke gebruik nie, is dit vir my nogal moeilik om hulle weg te gee want ek het vir hulle gewerk. So ek wil hê jy moet 'n oomblik vat en dink 'n bietjie aan iets wat jy waarde aanheg. Dalk is dit jou familie, dalk is dit 'n voertuig waarvoor jy gespaar het, dalk is dit tekkies waaroor jy gedroom het, maar uit die aard van die saak, ons is geneig om waarde te heg aan dit waarvoor ons gewerk het. En ek glo Jesus vir dieselfde oor die evangelie, want hy het nie net 'n dag of 'n paar weke of 'n paar jare eers gewerk van die evangelie nie, hy het sy hele lewe daarvoor neergelê. En as ek lief is vir Jesus, dan glo ek, dit sal vir my ook waardevol wees. So ek het, toe ek vir Jesus ontdek het hierdie passie in my hart opgestaan om met mense te begin deel en ek het so begin uitreik na van my klasmaats toe. Sommer in my alledaagse lewe waar ek besig was. Een van die eerste mense na wie ek uitgereik het was een van my klasmaats gewees en ek het verby haar geloop en sy het gesukkel met haar hand. Die dokters het gesê hulle dink dit is carpal tunnel syndroom. Sy het glad nie gevoel gehad in die vingers of in hierdie vingers nie. En wat ek het ook gevra, kan ek vir jou hand bid? Ons het niks om te verloor nie en sy het ingestem en ek het vir haar hand gebid en sy het haar hand beweeg en sy het gesê, "Sjoe, jy is besig om 'n bietjie gevoel terug te kom." En ons het die stit van haar hand afgehaal en ek het gevra, "Kan ek weer vir jou bid?" En sy het ingestem, ons het weer vir haar gebid en tot vandag toe het sy nog 100% handfunksie. En dit is so wonderlik om te sien hoe Jesus net daardie realiteit van homself in haar hart begin oopsluit het. En 'n paar maande later het sy saam met my op die stoep gesit en sy het vir my gesê, "Jesus Markay, dit voel nie of God ooit daar is vir my nie, dit voel nie of hy enigiets vir my doen nie." En ek het vir haar gesê, "Weet jy wat? Vat net 'n oomblik en raak net bewus van sy teenwoordigheid." En ons het ons oë toegemaak en sy het net 'n oomblik met die Here gehad. En volgende oomblik sê sy vir my, "Dis weg." En ek vra vir haar, "Wat is weg?" En sy sê, "Nee, sy was vroeër die week by die hospitaal gewees wat hulle gesê het sy het 'n vergroeisel op haar longe en dit het veroorsaak dat sy nie kan asemhaal nie en sy kan sonder enige probleem asemhaal." En wat vir my wonderlik is van dit is ek het nie vir haar gebid nie, ek het nie vir haar hande opgelê nie. Dis heeltemal Jesus wat die werk gedoen het. Ek was net 'n instrument om haar te help om in God se teenwoordigheid te kom. En Jesus het die res van die werk gedoen. En is eintlik hoe eenvoudig dit is wanneer ons die boodskap van versoening met mense kan deel. Ek kan my storie met mense deel, my ervaring. Dis nie iets waarmee ek kan stry nie, dis nie iets wat ek op hulle afforceer nie. Dit is net my storie en uit dit uit kan ek hulle uitnooi om in 'n verhouding met Jesus in te tree en dieselfde te kan ervaar. So in Romeine 1:16 lees ons dat in die 2020 Afrikaanse vertaling dat die evangelie, dit is die krag van God vir ons verlossing. Dit is nie net kragtig nie, dit is nie net 'n stukkie nie, dis die mees kragtige ding. Hierdie boodskap, dis hoekom ek so passievol is oor hierdie boodskap, want hierdie is die een ding wat ons kan totaal verander. Ek kan preek oor gesonde huwelike, ek kan preek oor
engele oor God se koninkryk krag. Al hierdie goed is regtig belangrik, maar as dit nie gewortel is in die evangelie en die goeie nuus van Jesus nie, dan is dit 'n mors van tyd. Ek kan nie my tyd spandeer om die bruid mooi te maak as die bruid nooit op by die altaar gaan kom waar sy vir Jesus kan ontmoet nie. Dan is dit heeltemal 'n mors van tyd. En dit is waar ek vir Jesus ontdek. Wanneer ons Markus 4 vers 3 tot 9 lees ons van die saaier. So die saaier het uitgegaan om saad te saai. En van die saad het op klippe geval en daar sou die voëls dit kom oppik. Van die saad het tussen klipprige grond geval, so hulle het wortel geskiet, maar dit was vlak, so toe die son kom het dit verskroei en so het die saad toe nou dood gegaan. Van die saad het tussen dorings geval en toe dit opgroei of toe dit groei toe die dorings die saad verstik. En van die saad sê die woord het 30voudig, 60voudig en tot 100voudig vermenigvuldig. En dit is die saad wat op goeie grond geval het. So een van die maniere wat ek weet of daai saad regtig wortel geskiet het in my hart, is in die vrug wat ek dra, in die vermenigvuldiging, of ek die evangelie deel met ander mense. En ek is nie vandag hier om jou met 'n stok te slaan of jou te sê jy moet uitreik nie. Ek is bloot hierso om my ervarings met jou te deel en hoop dat dit iets in jou hart sal aanraak en te hoop dat dit vir jou sal wys dat dit eintlik baie eenvoudig is. As ons praat van wortelskiet, as ek dink aan 'n boom, kom ons sê hipoteties, ek is 'n lemoenboom en Reinhard Bonke is 'n appelboom. Ek gaan nooit kan appels dra nie. Hoekom? Want ek is 'n lemoenboom. God het my op 'n sekere manier gemaak om op sekere maniere na mense toe uitgereik. En as dit nooit so lyk nie, is dit 100%. Ek is nie gemaak om Reinhard Bonke te wees nie. Ek is nie gemaak om Todd White te wees nie. Ek is gemaak om Markay te wees. En ek wil Jesus gehoorsaam in dit wie hy my gemaak het om te wees. Die woord sê, as ek gevul word met die Heilige Gees, is ek 'n getuie. Dit is iets wat ek doen elke dag. Dit is nie iets waarvoor ek werk nie. Dit is nie soos 'n skakelaar wat ek aan afsit en sê, nou gaan ek gaan uitreik en ek moet regtig hard werk en is al hierdie spanning en al hierdie druk nie. Dis nie waar dit gaan nie. Elke dag van my lewe, oral waar ek gaan, is ek 'n getuie. Jesus is in my, hy het my lewe getransformeer en daardie storie het altyd God se krag by, want die Heilige Gees is die een wat die waarheid ondersteun. Dis 'n ware verhaal. En so is die boodskap kragtig. Ek smal oor die evangelie want God se woord kan nie leeg terugkeer nie. Die evangelie inherent het krag wat ek nie daarvoor gegee het nie en ek kan ook nie daardie krag van dit ontneem nie. So as ek net daardie evangelie deel, is daar al reeds 'n krag wat dit dra, maar dit is belangrik dat ek, wanneer ek die boodskap bring, 'n openbaring het van dit. So as ek net 'n voorbeeld kan gebruik, as ek coronavirus of die virus het en jy het nie die virus nie en ons dra nie maskers nie en ons is nie besig om ons afstand te hou nie, dan as ek vir jou sê nee, dis net 'n verkoue, wat gaan jy kry? Heel waarskynlik nie 'n verkoue nie, jy gaan waarskynlik die virus kry, want jy kry nie net wat ek sê nie, jy kry wat ek binne in my dra. Dis 'n openbaring wat ek dra wat outomaties aan jou oorgedra word wanneer ek deel. So dit gaan nie daaroor dat ek my woorde perfek moet kry nie. Daar's baie dele wat ek eers later verstaan het in my stap met die Here, maar wat ek verstaan het is dat ek in 'n verhouding met Jesus kan wees. En dis die belangrikste ding wat ons aan mense kan kommunikeer. So daar's twee goed wat Timothy Keller gesê het wat 'n groot openbaring in my hart gebring het wat ek graag met jou wil deel vanoggend. Die een ding is dat die evangelie nie die ABC van Christendom is nie. Dit is die A tot Z van Christendom. Dit is alles. So bedoelende, ek begin nie lewe met die Here en glo in die evangelie en dan gaan ek aan met die res van my lewe hard besig om te probeer om 'n goeie Christen te wees en al die Bybelse beginsels te volg nie. Dit is nie wat dit is nie. Dit is veronderstel om alles wat ek is deel te word van alles wat ek is. So die evangelie is nie net of my verhouding met Jesus of Christendom, as jy dit nou so wil stel, is nie iets wat ek uitprobeer nie. Dis 'n persoon aan wie ek my hele lewe wy. En baie keer het ek al gehoor en ek het so gevoel, yes, ek probeer dit, maar dit werk nie. Ek het dit probeer, maar Christendom werk nie of vir die Jesus ding werk nie. En dis waarskynlik omdat ek dit net probeer het en nooit regtig my hele lewe vir hom gegee het nie. Toe ek regtig in daai oorgawe intree, dis waar die transformasie lê. So daar's twee lense waarvan ek praat. Die eerste een is 'n evangelistiese lens. So dit is nie net my verhouding met die Here kan nie afgewater word net tot 'n paar Bybelse beginsels nie. Dit beïnvloed letterlik alles wat ek doen. Dit word soos 'n bril wat ek opsit en ek beskou die lewe, alles in die lewe, beskou ek deur daardie lens. Die ander een is 'n moralistiese lens of 'n morele lens en wat hy daarmee bedoel is dat, en ek dink die evangelie is baie so oorgedra ook vir my. Ek aanvaar vir Jesus, dan word my sondes vergewe en dis sal ek geseënd wees. So wat dan gebeur is ek probeer eintlik my redding of my verlossing verdien deur my oorgawe. So ek het nooit regtig my lewe oorgegee aan God nie. Ek probeer dit nog steeds beheer deur my oorgawe. So wat kan gebeur is ek gebruik God om dit te kry wat ek eintlik wil hê en dan het ek nie regtig ten volle oorgegee nie. En die evangelie was nooit veronderstel om net 'n besigheidstransaksie te wees of 'n tool te wees wat ek probeer toepas nie. Dit is veronderstel om 'n verhouding te wees met 'n persoon en dit is Jesus.
So nog 'n ding wat hy sê wat my regtig help is dat die evangelie die goeie nuus is en nie die goeie raad nie. En dan baie keer voel ek geïntimideerd want ek dink, "Joe, wat as ek na iemand toe gaan en hulle sê vir my, hulle vra vir my vrae en ek weet nie hoe om hulle te antwoord nie of hulle gaan deur 'n moeilike tyd en ek weet nie wat om te sê nie." Dis okay, want dit is nie die goeie raad wat mense vrymaak nie. Dis die goeie nuus, dis 'n verhouding met Jesus. En elke ander geloof gaan dit oor die raad wat jy moet volg. En elke ander geloof is dit wat in geskiedenis gebeur het nie belangrik nie, solank jy die raad of die lering volg wat gegee is, of die beginsels volg, die 5-stap plan. Maar in Christendom is dit totaal anders, want dit wat in geskiedenis gebeur het, is krities, dit is die belangrikste ding, want ons geloof is totaal afhanklik van die dood en die opstanding van Jesus. Dis dit wat ons vrymaak. Nie of ek die regte dinge doen nie, dit lê in daai oorgawe. Dit is 'n oorgawe wat transformeer en ek sal nou ook so 'n bietjie daaraan raak. So die evangelie word 'n identiteit wat ek nou ontvang en nie net 'n prys wat ek later kry nie. En wat ek daarmee bedoel is dit verander my motivering waarmee ek goeders doen, want ek werk nie na die hemel toe nie. Ek werk nie vir goedkeuring nie. Ek werk vanuit 'n plek waar ek reeds goedgekeur is, waar ek reeds 'n verhouding is met Jesus. So wanneer ek iets doen, is dit nie uit vrees uit nie. Dis nie omdat ek probeer perform nie. Wanneer ek dit doen, is dit uit liefde en uit dankbaarheid uit. En motivering maak 'n baie groot verskil in dit wat ek doen. Motivering maak saak vir die Here. Daar's 'n storie wat Charles Spurgeon vertel en hy vertel dit so goed. So ek gaan dit net vir ons vinnig probeer opsom en dit is 'n storie van 'n wortel. So daar is 'n boer wat geboer het met wortels en die een dag toe trek hy hierdie beste boswortels uit en hy sê dis die beste wortels wat ek nog ooit opgelewer het en is die beste wortels wat ek ooit sal kan groei of kweek. Die boere sal nou die regte terme ken. Maar hy besluit om dit na die koning toe te vat en hy sê, "Eerbare koning, hier is die beste wortels wat ek nog ooit opgelewer het en wat ek ooit sal en ek wil dit gee vir u net om dankie te sê vir wie hy is vir ons." En die koning sê baie dankie en die boer draai om en hy loop weg en die koning sê, "Wag 'n bietjie, die veld of die eiendom langs jou eiendom behoort aan my. Ek wil hê jy moet daardie grond hê want jy is 'n goeie boer en ek weet jy sal dit goed kan benut." En die boer is natuurlik vreeslik bly en hy gaan weg en een van die ander diensknegte wat met perde teel sien dit en hy begin die sommetjies maak en hy dink, "Sjoe, as jy nou 'n so 'n stuk grond kan kry vir 'n paar wortels, wat kan jy kry vir 'n perd?" En hy gaan en 'n ruk later bring hy sy beste perd na die koning toe. En hy sê, "My eerbare koning, hierdie is die beste perd wat ek nog ooit geteel het en ooit sal teel en ek bring dit as 'n teken van my dankbaarheid aan u." En die koning sê baie dankie en 'n ander diensknegt kom lei die perd weg en hy draai om en hy loop, hy gaan stadig weg en die koning sien wat gebeur in sy hart en die koning sê vir hom, "Laat ek vir jou verduidelik. Die boer het vir my die wortels gegee, maar jy het vir jou die perd gegee." En ek dink dit is baie so in my verhouding met die Here, wanneer ek in dit ingetree het, dalk omdat die boodskap nie reg oorgedra is aan my nie of hoe ek al sê, maar ek tree net in dit in as gevolg van wat ek kan kry uit die verhouding uit. Dan word dit afgewater tot 'n besigheidstransaksie en dan mag ek baie teleurgesteld wegloop. Want dit is nie waar daai transformasie lê nie. Die transformasie lê in daai algehele oorgawe. Maar wanneer ek myself regtig oorgee aan Jesus, bloot vir wie hy is, dit is waar daardie impak lê. En dit is waar mense se lewens werklik getransformeer word. Dit is die volle evangelie. Dit is ook 'n wetlike probleem. As ek byvoorbeeld 'n moord gepleeg het en ek staan voor die regter en ek sê vir hom, "Maar ten minste het ek die tannie gehelp om oor die straat te loop of ten minste het ek 'n groot deel van my geld en finansies gesaai om mense te help wat in nood is." Dit ontneem nie van die feit dat ek die moord gepleeg het nie. Daar is nog steeds 'n prys wat betaal moet word en dit is wat Jesus vir ons kom doen het. En dit is hoekom my goeie dade nooit my slegte dade sal kan uitkanselleer nie, want ek staan nog steeds aanspreeklik vir dit wat ek gedoen het. En dit is in elke ander geloof moet ek self daardie goeders probeer regstel, maar nie by Jesus nie. En al wat ek moet sê is super dankie vir wat u vir my gedoen het. En daardie vryheid kan ek ontvang en ek kan dit vir ander mense ook bring. Raphael Ansenberger stel dit so goed en hy sê die evangelie of dit deel nie of die boodskap, die versoeningsboodskap deel nie net met die gevolge van my sonde nie, maar dit het ook te doen met 'n verandering van die sonde wat binne in my is. Daar's 'n transformasie wat binne in my plaasvind. So ja, ek glo in Jesus, maar die woord sê die demone glo ook, die duiwel glo ook in Jesus. Net om te glo is een ding, maar die geloof wat ons het is 'n aktiewe geloof. Dit is waar ek Jesus volg met daai aktiewe geloof. Dit is waar die transformasie lê. Daar is nie 'n ding soos 'n kragtelose evangelie nie. Mens kan nie die krag van die evangelie skei nie. Dit is een ding, die boodskap dra krag. Ek het nie, soos ek gesê, dit het krag wat ek nie gegee het aan dit nie en dit het krag wat ek nie kan wegneem nie. So die evangelie
of kom ons sê redding of verlossing kom van die Griekse woord sozo af. So sozo beteken die vergifnis van sonde, maar ook genesing en bevryding, vryheid. So baie keer fokus ons net op die sonde wat vergewe word, maar ons is ander aspekte van die evangelie. Daar's die skrif wat sê ons moet, die Engels sê dit so mooi, we should taste and see that God is good. En baie keer wil ek hê mense moet, en ek het dit ook genoem, die boodskap kry, maar hulle het nog nie noodwendig geproe dat God goed is nie. En dit is waar die krag van die evangelie begin inkom. Een, ook die krag om my te transformeer. Maar goeders wat wys dat die Here goed is, en hoe ek mense dien, ja, maar ook in die genesing en die bevryding. Een van die mense vir wie ek gebid het, die ou het mank geloop, en ek het na hom toe gegaan, en hy het 'n ruk gelede het hy operasie gehad, wat hulle met tol in sy enkel gesit het, so hy kon glad nie sy enkel gebuig het na die kante nie. Ek gevra of ek vir hom kan bid, en hy het baie pyn gehad, en hy het ingestem, ek het vir hom gebid. Dit was baie vinnig, dan gaan nie oor wat ek sê nie, het gaan oor wat ek in my hart glo en wat Jesus gedoen het. En hy kon sy enkel ten volle beweeg, hy het geen pyn gehad nie, en hy het so groot geskrik, hy het sy voet op die grond gestamp en weggehardloop. So ek het nie eers tyd gehad om die boodskap met hom te deel nie. Maar dit is nie met almal so nie. Met wanneer daar 'n wonderwerk is die Heilige Gees daarso en hy kan ons help om daardie boodskap ook aan iemand oor te dra. Daar's 'n gesegde wat sê, preach the gospel and if necessary, use words. En daar's 'n storie van 'n ou wat gesê het, ek gaan hierdie ding uitleef, en hy het besluit, hy gaan die beste lewe moontlik leef, en wat hy gedoen het, is hy het werk toe gegaan, en wonderlike lewe geleef, en na iets so 7 jaar, kom een van sy kollegas na hom toe, en sy sê vir hom, daar is iets anders aan jou, en hy raak opgewonde, want hy dink, okay, hier is nou my oomblik om te getuig, en sy sê vir hom, jy's 'n vegetariër, is jy nie? En sy moed het in sy skoene gesak, en hy het net besef, hy moet die boodskap verkondig, mense gaan nie weet van Jesus as ons hulle nie vertel van Jesus nie. Hulle gaan nie weet dit is hy wat die wonderwerk laat gebeur het, of dis hy wat veroorsaak dat ek jou dien of help of bemoedig nie, as ons nie vir hulle dit sê nie. So ek is nie verantwoordelik vir die uitkomste nie, of die persoon se reaksie nie, maar waarvoor ek verantwoordelik is dat ek doen wat Jesus vir my gesê het ek moet doen. En ek verstaan dit kan intimiderend wees. Ek weet, een van die eerste mense na wie ek uitgereik het ek 'n wille ervaring mee gehad, en vandag gesê een van my vriendinne, maar ons het die God-test gedoen, en ons sal die skakel aan die onderkant van die video sit, as jy wil weet, dit help jou net om 'n intentionele gesprek met strategiese vrae met mense te kan voer. Ek het met haar gesels, en dit was regtig 'n wilde ervaring. Sy was baie bot en baie mislik gewees, en ek het gedink, ek wil nooit in my lewe weer uitreik nie. En 'n jaar later het sy vir Jesus aangeneem en 'n sendeling geword. En dit is net amazing om te sien hoe die Here getrou was om daardie ding verder te vat. Selfs met my, die pastoor wat vir my die woord gegee het van die Heilige Gees af. Hy het nie geweet of wat met my gebeur het nie. Hy het my nie hy het dit nie gedoen, hy het trotsheid nie, ek is so dankbaar dat hy daai woord gedeel het sonder dat hy geweet het wat daarmee gaan gebeur, want die Heilige Gees was vertrou om dit verder te vat. So selfs al sien ek nie onmiddellik die vrug nie, beteken nie dat dit leeg was nie, want die woord keer nie leeg terug nie. Ek weet, ons nog 'n meisie vir wie ons gebid het. Sy was seker 3 jaar oud, ook op 'n uitreik. Sy het 'n vergroeisel in haar nek gehad, en die dokters het gesê hulle wil dit nie uitsny nie, want hulle gaan haar hoofslagaar raak sny en dan gaan sy doodbloei. So hulle kan hom huis toe stuur, en dan het sy dalk 'n bietjie meer tyd om te leef. So hulle het basies vir 'n kaartjie gegee om huis toe te gaan en daarso te sterf. En ons het gebid vir die vergroeisel om te gaan, en ons kon niks voor ons oë sien gebeur nie. En 'n week later, toe die ma vir my 'n boodskap gestuur, toe sê sy die vergroeisel het gebars en uitgeloop, en dit is net dis wat gebeur het, en die Here het haar genees. So net omdat ek nie op daai oomblik sien dat iets gebeur nie, net omdat iemand nie noodwendig op daai oomblik hulle harte vir die Here gee nie, beteken nie dat daar nie iets is wat gebeur het nie. So dis die genesing gedeelte. En dan die derde een is bevryding, en ek wil bietjie daarop aanraak, want ek dink dis die een wat ons gewoonlik nie oor wil praat nie, want ons is bang, of dis die onbekende, ons is geneig om die onbekende te vrees. En ons het ook gebid vir 'n meisie se skouer, so ek het verby haar geloop, en ek het net ongemaklik gevoel, en toe het ek nog nie baie ervaring gehad in hierdie area nie. En later die aand toe kom sy na my toe, sê sy vir my, maar kyk, ek is bang vir jou, en toe dink ek, sjoe, hierdie is vreemd. En die volgende dag, toe sê sy vir my, daar's iets in my wat moet uit, en ek het geweet dat ons moet bid vir vryheid. En ek het vir gesê, en met haar gedeel oor die Israeliete, en ek glo jy het miskien al van hierdie gehoor, maar die Israeliete het nie net uit Egipte uit gegaan nie. Hulle moes iewers in die beloofde land intree. So ek wil nie net bid vir jou vir vryheid nie. Jy gaan nie vry bly, jy gaan die woestyn ronddwaal totdat jy in 'n verhouding met Jesus is. Jy gaan nie vry bly nie. So jy gaan met 'n besluit neem om actually in 'n verhouding met Jesus in te tree. En sy het haar hart vir Jesus gegee. Ons het haar gedoop, gebid vir vryheid. Dit was nie 10 sekondes nie, sy was heeltemal vry. Sy het uit die swembad geklim, en sy is gevul met die Heilige Gees, en vir die eerste keer in jare kon sy mense in die oë kyk, want sy was totaal vry. En dit is so wonderlik, en ek dink wat vir my uitstaan van dit is,
ek moes onthou het dat sy nie gaan vrykom omdat ek al die regte skrifverse gememoriseer het nie. Sy gaan nie vrykom omdat ek ervaring het nie, want ek het verseker nie ervaring gehad nie. Sy gaan nie vrykom omdat ek die regte salfolie gebruik nie. Ek het nie salfolie eers gehad nie. Sy gaan vrykom omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En dis op grond daarvan wat ek die evangelie kan deel. Nie op my eie krag en autoriteit nie, maar op grond van Jesus se. 'n Laaste beeld wat ek net met jou wil deel is, my kinders het hierdie glow in the dark dummies. So as ek hulle net in die bed sit, dan gloei die dummy nog helder as ek die lig afgesit het, en dan later in die aand dan gloei die dummy nou nie meer so mooi nie. Die dummy is nog steeds daar. Ek meen my kinders kan nog steeds die dummy vat en gebruik. Maar so wanneer daai dummy gereeld in helder lig blootgestel word, as ek die lig weer aangesit het en die dummy het daai lig geabsorbeer, wanneer ek die lig afskakel, dan gloei dit helder. Op dieselfde manier glo ek die evangelie, die boodskap, die versoeningsboodskap het altyd krag, altyd, want dit is God se woord, dis die waarheid. Maar dit skyn regtig helder wanneer ek tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer, want dit is waar ek my vrees vir mense verloor, en dit is waar die Here my kan kom vul met daardie boldness om die woord te kan deel. En ek deel dit, selfs al is ek bang. Ek doen hierdie gereeld, maar ek bly nog steeds bang, ek bly nog steeds vir my intimiderend, maar ek wil gehoorsaam wees ten spyte van my emosies. My emosies kan nie bepaal of ek gaan gehoorsaam wees aan dit wat Jesus vir my gesê het ek moet doen nie. In Johannes 15 vers 5 lees Jesus, ek is die wingerdstok en jy is die lote, en as jy in my bly en ek in jou, sal jy vrug dra. Buiten my kan jy niks doen nie. En wat ek ook net sien is, as ek dink aan weer eens 'n beeld van 'n boom, dit wat ek inneem, sal uitkom. Dit sal wys. Begin by die wortels. As ons praat oor evangelisasie of uitreik of om die versoeningsboodskap te deel, wil ons baie keer by die vrug begin. Ons wil begin en sê jy moet dit doen, jy moet gaan uitreik, wees aktief. Maar baie keer sukkel ek om dit te doen omdat ek net nie genoeg tyd gespandeer het in die Here se teenwoordigheid om dit op te neem nie, of ek weet net nie waar om te begin nie. Een van die goed wat ons baie gereeld gebruik is die akroniem SALT. Dit is nou in Engels, maar dit sê start a conversation, ask questions, listen and tell the story. So ek begin met die S, start a conversation, en dan sê ek, hoe gaan dit? Wat is jou naam? Hoe lank bly julle nou al hierso? Enigiets, bou net verhouding, en dan vra jy vrae, natuurlik kom daar sulke vrae dit uit, en dan kan jy weer kyk na die God-test. Ek weet, een van my vriende ons was op 'n uitreik en hy het daarso sommer in Wimpy met hy begin gesels, hy en gevra wat glo hy, en hy het gesê hy is Hare Krishna en Wimpy is wel, wat is dit? En hy het gesit en hy het vir die ou net vrae gevra, en as die ou sê, okay, maar God is goed, en later sê hy God is sleg, het hy gesê, "Sjoe, ek verstaan nou nie so mooi nie. Jy het nou gesê God is goed, maar hier sê jy God is sleg, dit maak nie vir my sin nie, verduidelik vir my weer." So nie aanvallend nie, maar net vrae gevra, en uit dit uit het die ou op 'n stadium teruggesit en gesê, "Jong, dit maak nie sin wat ek glo nie. Vertel my asseblief wat jy glo." En hy kon die evangelie met die ou gedeel het. So dit leer jou om vrae te kan vra. Wat 'n tipe vrae vra jy vir iemand? En dan moet jy luister wat hulle sê, en daarna kan ek die storie vertel. Either die storie van Jesus of die storie van dit wat hy in my lewe gedoen het. En 'n getuienis is so kragtig. Hulle sê 'n statistiek wat sê meer as 80% van mense, of dit is die mees effektiewe manier van uitreik na mense toe, want dis eg. Daar's 'n egtheid aan jou getuienis deel. So wanneer ons dink aan, jy weet, ek wil nie die kerk moet net groei en om met meer mense in die kerk wees, want hulle church hop of en daar's 'n statistiek wat sê in Amerika groei die kerke, 3% van kerke groei deur evangelisasie, deur nuwe mense wat vir Jesus aanneem. En die res groei almal omdat die nie van die musiek gehou het by daai gemeente nie, en dan kom hulle maar hiernatoe, en dan hou hulle nie van die media hier nie, en dan gaan hulle so intoe. En dit is nie ons hart nie. Ons hart is dat nuwe mense Jesus kan ontmoet. Mense wat nie in 'n verhouding is met Jesus nie, om in 'n verhouding met hom in te tree. En dit is so eenvoudig vir God om ons te gebruik en vir die Heilige Gees om ons te leer soos wat ons gaan. En dit is 'n uitnodiging wat ek vandag vir jou wil maak, is groei in hierdie areas, reik uit, groei in jou verhouding met die Here. Deel net, wees net 'n getuie van dit wat Jesus in jou lewe gedoen het, en die Here is getrou om sy woord te bevestig met wonders en met tekens en met sy krag om mense te kan help om ook in 'n verhouding met hom te kan tree. So as 2 mense vir wie ek wil bid vandag, as jy nog nooit jou hart vir Jesus gegee het nie en jy wil dit graag doen. Aan die ander kant, as jy al jou hart vir die Here gegee het, maar jy het gevoel, ag, jy het probeer en dit het nie gewerk nie, maar jy verstaan nou 'n bietjie beter dat jy regtig jou hele lewe vir Jesus moet gee en algehele oorgawe, dan wil ek vandag saam met jou bid. So bid net in jou hart saam met my. Here, ek dank U vir Jesus. Dankie dat U my kom vrymaak. Ek wil graag my hele lewe vir U gee, en ek wil daardie transformasiekrag in my lewe ook ervaar. So ek bid dat U vir my openbaring kom gee van die goeie nuus. Die goeie nuus nie net vir ander mense nie, maar vir my. Dat U dit van toepassing maak op my. Ek is lief vir U in Jesus naam. Amen. So as jy jou hart vir die Here gegee het, kom asseblief in kontak met ons. Ons sal baie graag met jou wil praat, saam met jou wil bid. Mooi dag vir jou.
Familie, wat 'n voorreg is dit om te weet dat ons kan uitgaan en 'n verskil maak. Soos Matteus 28 vers 19 sê vir ons, we should go out and make disciples of all nations. En dit is deel van wat ons moet doen. Wanneer ook al u hierdie kyk in die volgende week, maak 'n nota daarvan, dat u eers uitgaan en vir iemand die goeie nuus van Jesus Christus vertel. As dit moeilik voel, bid dalk net vir iemand. Wees intentioneel die week om 'n verskil te maak in die wêreld waar jy is, sodat ons weet dat ons die goeie nuus van Jesus Christus kan verkondig. As dit is net om die link te share nou met iemand, maak so. As dit is om iemand nou te comment en te mention in die comments, maak so nou. Jy weet nooit wat een boodskap van hoop kan doen in iemand se lewe nie. En dan so dankie dat jy saam met ons was. As jy wil meer leer van wie ons is as Every Nation Faith City, dalk wil u een van hierdie amazing sleutels of tools wat Markay oor gepraat het, dalk wil u meer leer van dit, kontak ons nou in die comments of op ons website. En dan wil ons u so dankie sê dat jy saam met ons was. Ons bid vir u, wees geseënd en geniet die res van die dag verder.